Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it? Goeiedag en hartlik welkom by Alles Uniek. My naam is Hendriet en jy weet, dit is vandag weer Saambid Dinsdag. En ek wil jou regtig aanmoedig om saam te bid. Jy voel dalk jy weet nie hoe om te bid nie. Jy voel dalk dit maak nie verskil in jou lewe nie of wat ook al jou rede is. Dit is belangrik om te verstaan dat Jesus dit so hoog geag het om te bid. En ons moet sy voorbeeld volg. Ons moet bid. Daar is krag in gebed. En as ek sê daar is krag in gebed, beteken dit nie net dat dinge verander in jou lewe omdat jy gebid het nie. Daar is krag in gebed. Heilige Gees krag, krag wat jou optel, krag wat jou vorentoe druk, krag wat jou weer positief maak, wat jou weer jou joy laat overflow, jou vreugde weer meer maak. Dit is so belangrik om tyd saam met die Here te spandeer. Ons kan nie sê, Here, ek gee net soveel van my tyd vir U nie. Al jou tyd behoort aan God. Jou hele lewe behoort aan God. So gee dit vir God. En jy kan sê, maar ek werk van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag sit ek by 'n kantoor. Dit is so en jy moet jou werk doen, dit is so. Maar moenie jou verhouding met God laat skade ly deur te sê maar daar's ander dinge wat eerder jou aandag moet kry nie. Vra die Here om jou te help om tyd saam met hom te spandeer. Om jou voorbeeld te gee, jy kan vir jou gesin sê goed, ek het nou klaar die kos op die tafel. Kinders is gebad. Jy weet, jou goedjies is gedoen. Nou gaan ek stil word. Ek gaan stil word saam met die Here alleen. Ja, natuurlik moet jy dit ook saam met jou gesin doen. Maar ek gaan stil word saam met Vader. Ek en hy. En al word jy net stil, al lees jy net woord en sê net dankie Here. In daai tyd, doen dit. En die Here gaan jou laat groei in dit. Dan kan jy byvoorbeeld op pad werk toe, in jou motor, tyd saam met die Here spandeer. Ja, jy is besig met ander goed, maar jy sit God heeltyd op die troon. Wanneer jy by jou werk is, vertrou die Here om jou te help om dit te doen soos wat hy wil hê jy moet dit doen. Wanneer jy jouself in gesprekke by die werk bevind, vertrou die Here, hou met hom gesprekke. Here, help my asseblief hier want ek bevind my nou hier in 'n gesprek waar ek nie moet wees nie. Here, wat moet ek sê? Help my Here. Jy kan heeltyd met God in gesprek wees. En selfs wanneer ons slaap, is ons gees in gesprek met God. En dit is belangrik dat ons moet begin verstaan, God moet eerste wees. Jy kan vir my sê, maar en dit wanneer ek gesels met mense, hoe praat ek met die Here en praat ek met iemand anderste? Ek sê nou nie, jy moet jouself hier kom de mekaar maak deur te probeer, wat is die Afrikaanse woord? Ek gaan in Engels sê, uitfigure hoe om dit te doen nie. Maar laat toe dat die Heilige Gees jou kom leer. Wees net bereid om tyd saam met die Here te spandeer. As jy nie gaan bereid wees om iewers te begin nie, hoe kan jy verwag dat God moet inspreek in jou lewe in? Sy genade oor jou is reeds so groot. Jy hoor nog hierdie boodskap, jou hart klop nog, jy lewe nog. Dit is genade. Maar wat gee jy vir God terug? Die Here wil net met ons in verhouding wees. So ons het nodig om onsself te gee. Dis ons tyd, ons opoffering, ons gehoorsaamheid. En as ons gaan begin die woord bestudeer, gaan ons begin agterkom wat God se wil is. En dit is eintlik so eenvoudig. Ons moet die Here lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand. Met alles wat in ons is, moet ons hom eers lief hê. Ons moet hom liewer hê as ons eggenoot. Ons moet hom liewer hê as ons kinders. Hy moet eerste wees.
die liefde vir jou eggenoot verskil. Die liefde vir jou kinders verskil, ja. Maar God moet, ek wil sê jou overwhelm. Hy moet alles in jou, deur jou wees. Nou, ons het, soos jy sal onthou, het ons die laaste ruk het ons gekyk na wat gebed doen. En ons het na 'n paar, of wat deur gebed bereik word. Ons het na 'n paar voorbeelde gekyk. Ons het na karakters gekyk in die woord van God soos Moses. Ons het gesien dat gebed krag produseer. Ons het onder andere gesien dat gebed gebruik word om die vyand te oorwin. Ons het gesien dat ons op 'n plek kom waar ons op 'n gebroken kan wees. Waar God ons kan, hoe kan ek sê, kom op 'n plek waar God ons kan kom heel maak. En vandag gaan ons bietjie gesels oor gebed in die Heilige Gees. Nou, in Lukas 12 vers 49 en 50, en ek wil vir jou sê, skryf die teksverse neer, gaan lees dit weer. Maak hierdie jou hele week se huiswerk, gaan lees die woord, gaan bid. En so gaan die Heilige Gees meer en meer vir jou kom openbaar. Jy gaan meer gewoond raak om tyd saam met die Here te spandeer, en die onbelangrike dinge in jou lewe gaan minder belangrik word. En God gaan belangriker word, en hy gaan sy regmatige plek in jou lewe kan begin inneem. Nou Lukas 12 vers 49 en 50 sê: Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat dit al aangesteek was. Maar ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word ek totdat dit volbring is. Handelinge 2 vers 33 sê: Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Die Here Jesus Christus het die Heilige Gees uitgestort, sodat hy met ons en in ons kan wees, vir altyd. So die Heilige Gees is daar, om vir jou te kom ondersteun en te leer, so jy doen dit nie op jou eie nie. As ons gaan kyk na die simboliese duif, Johannes die Doper het die Heilige Gees gesien neerdal in die vorm van 'n duif. Die natuur en persoonlikheid van die Heilige Gees is sag soos 'n duif. Ons sal dit ontdek deur gemeenskap met hom in gebed. As ek sê gemeenskap met hom in gebed, beteken die tyd wat jy spandeer saam met die Here. Daar waar dit stil is. Jy moet 'n plekkie kry, al het jy die plek, jy gaan sit in jou kar as dit moet. Koop die tyd uit. Jy sal wel plekkies kry, dan sê weet jy wat, hier's nou 'n stil plekkie, die mense is weg. Kom ek vat gou die woord. Kom ek spandeer gou tyd saam met die Here. Koop die tyd uit. Nou ons word bewus van die natuur en karakter van die Gees wanneer ons 'n lewe van gebed betree. En 'n lewe van gebed is tyd. Maak tyd. Waarheid en vrede. Die evangelie van Johannes beskryf die Heilige Gees as twee goed. Die Gees van waarheid en die trooster. So wanneer ons tyd in gebed spandeer, leer ons die waarheid van die woord, want die Heilige Gees kom maak vir ons die waarheid oop. Nou wanneer ons ook bid, is dit ook belangrik om te sê, Here, U sê in Matteus 6:33 dat ons eers U koninkryk moet soek en U geregtigheid. Jy weet, ons kan hierdie tipe van goed kan ons bid. So jy kan begin woord bid, want jy ken die woord. Dis hoekom ek sê altyd, maak jou Bybel oop. Kry vir jou skrifgedeelte en bid rondom dit. Here, U het hier gesê vir Johannes dat U dit en dit en dit gaan doen. Here, ek weet ook U kan dit ook vir my doen. Help my om te verstaan wat U vir my wil doen. Help my om te verstaan wat U hartklop is. Help my om te weet wat U wil is. Help my om U aangesig te bly soek, ongeag hoe my omstandighede lyk. Jy weet, en so leer ons om te bid. En die Heilige Gees lei ons om dit te kan regkry. En dan die tweede ding is, die Heilige Gees is ons trooster. En in ons gebroke toestand, wat ons onsself dikwels in bevind, is dit belangrik om te weet, jy is nie alleen nie.
Ons moet ophou om onsself in 'n plek te sit wat sê, maar weet jy, maar dinge gaan so sleg. Ek het nie tyd nie. Ek het nie die plek nie. Ek het nie dit of ek het nie dat nie of ek weet nie hoe nie. Weet jy, as jy wil, sal die Heilige Gees as trooster kom en sal sê kom, ek sal jou dra. Ek sal jou optel. Ek sal jou leer. So ons het nie 'n verskoning nie, want Heilige Gees is daar om dit vir ons te kom doen, om ons te kom help. En ek wil 'n bietjie stil staan ook by een ding en ek gaan dit nie klaar maak vandag nie. Ek wil kyk ek wil met jou gesels oor gebed wat deure oopmaak. Nou baie keer ek wil my verstout om te sê ons het baie keer 'n geneigtheid om te bid sodat daar deure moet oopgaan. Maar dit moet nie eerste op jou agenda wees nie. Eers op jou agenda moet wees om tyd saam met God te wil spandeer. Dit gaan nie oor die gevoel nie. Dit gaan nie oor die omstandighede nie. Dit gaan oor ek moet God wil dien. Ek moet tyd saam met God wil spandeer. Maar kom ons begin by die feit dat gebed deure oopmaak. Die Heilige Gees kan 3 dinge doen. Die Heilige Gees kan jou seën terwyl jy die woord lees. Dis belangrik. So jy ontvang sy seën. Heilige Gees werk. Hy kom breek dinge vir jou oop. Hy stig jou. Dan kan die Heilige Gees jou rig wanneer jy getuig. Wanneer jy getuig wat God vir jou kom doen het. Dit is wanneer die Here jou ook kan rig. En baie keer wanneer ons getuig wat God vir ons gedoen het, is dit goed om dit weer te hoor, om herinner te word wat God kom doen het. En dis nog steeds dieselfde God wat jy dien. As hy een keer vir jou iets kan doen, kan hy dit weer vir jou doen. Maar dit is belangrik om te kyk, waar is jy in jou verhouding met God? Baie keer gaan 'n deur nie oop nie. Nie omdat God hom nie wil oopmaak nie, maar omdat ons net eenvoudig nie ons oog op God hou nie. Ons hoor nie hoe moet ons daai deur oopmaak nie. Ons hoor nie wanneer ons moet wag nie. Ons is haastig, ons is nie bereid genoeg om tyd saam met die Here te spandeer nie. En dan wil ons God blameer wanneer dinge nie in plek val volgens wat ons dink dit moet wees nie. En die laaste ding, die Heilige Gees kan jou salf wanneer jy preek. So wanneer jy die woord van God en as ek vir jou sê preek, hoor mooi, ons almal het die opdrag gekry. Almal het die opdrag gekry. Gaan en maak disippels. Jy hoef nie op 'n preekstoel te staan om 'n disipel te maak nie. Jy hoef nie Bybelskool te gedoen het of om kursusse te gedoen het of wat ook al nie. Almal is geroep om disippels te maak. Jesus het gesê, sy laaste opdrag was, gaan en maak disippels. Gaan bid, Here help my om vandag so te lewe dat mense nie net U in my kan sien nie, maar sodat mense se lewens verander kan word deur dit wat hulle in my ervaar. En wie ervaar hulle in jou? Wat kom by jou mond uit? Wanneer ons sê dat ons kinders van die Here is, het ons baie keer 'n geneigtheid om te sê, die Here is besig om my te verander. Ja, dit is waar. Maar jy kan kies hoe jy praat. Jy kan kies hoe jy optree. En ons doen partykeer soveel onreg aan die beeld van God deur hoe ons praat en hoe ons reageer. En ek wonder of daar een mens is wat nie al skuldig was hieraan nie. Ek was al miljoen keer al skuldig al hieraan. Ek het die Here lief met my hele hart, maar uit my mond het daar nie goed gekom wat God geëer het nie. En ons moet waak teen dit. En een van die grootste en beste maniere om te waak hierteen is tyd saam met die Here. Innige kommunikasie met die Gees kom deur gebed. Daai intense, diep, liefdevolle verhouding kom deur gebed. As jy nie tyd het om te bid nie, dan ek vir jou sê, dan maak jy nie tyd nie. As jy nie tyd maak vir gebed nie, wil ek jou vra, hoe lief het jy God? Wie is eerste in jou lewe? As ons dit nie eers kan doen nie,
Hoekom noem ons onsself kinders van God? Want 'n navolger, soos Jesus, het tyd saam met die Vader spandeer. Ons moet tyd saam met die Vader spandeer. So dit is waar ek vandag stop. Ons sal volgende week weer aangaan. En ek hoop dat dit vir jou net 'n paar goed bietjie meer kom duidelik maak en dat jy sal besef hoe belangrik is dit om tyd saam met die Here te spandeer. As jy jouself vang dat jy dit nie doen nie, stop. Stop waarmee jy besig is en gaan spandeer tyd. Jy kan letterlik alles stop. Sit daai foon neer, sit die televisie af, kies om saam met Jesus tyd te spandeer, saam met die Heilige Gees, saam met God die Vader. Stop. Stop waarmee jy besig is en maak tyd vir God. Dis jou verantwoordelikheid. Jy kan kies hoe jou verhouding met God lyk. Want God is klaar voor die deur. Hy klop, wag dat jy oopmaak. Hy het klaar alles beloof. Hy sê kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Ek dink nie dat ons net na God toe moet gaan wanneer ons vermoeid en belas is nie. Maar so lief het God ons dat hy vir sy kinders sê, kom na my toe wanneer jy vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. Dat hy nie eers sê, weet jy wat, omdat jy nie my wou dien nie, omdat jy nie tyd met my wou spandeer nie, kan jy nie na my toe kom nie. God se genade is so groot. Maar dit is belangrik om te onthou dat ons nie met God se genade moet speel nie, want die genade gaan uitloop, die tyd gaan kom wanneer die Here ons kom haal. En dan staan jy voor hom. En dan gaan jy in die oë van die verterende vuur kyk. En God gaan vir jou sê, kom saam met my in die ewigheid in, of gaan weg, ek ken jou nie. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar hierdie God is jou pa, is jou vriend, word beskryf as 'n broer, as 'n vriend wat jou nader aanhang as 'n broer. Wat meer wil ons hê? Wat meer wil ons hê? So kom ons stop waarmee ons besig is. En ons spandeer tyd saam met die Here. Kom ons bid saam. Here, ons kom eer U vir wie U is. Die Alfa en die Omega en die begin en die einde. Dankie Vader dat ons hierdie geleentheid het om te mag bid. Here, hoe wonderlik is dit, Here, om nog in vryheid te mag bid. Dankie Here dat U ons nie los nie. Dankie Here dat U Uself aan ons kom openbaar in verskillende omstandighede, in verskillende tye, op verskillende maniere. Dat U Here met elkeen, Here van ons, by ons stop Here en ons elkeen wat met ons unieke omstandighede, ons unieke persoonlikhede, Here wat U by ons kom stop en net op ons vlak met ons kom ontmoet. Dankie Here dat ons vir elkeen wat vandag hier saam bid, mag intree. Dankie dat ons kan weet, Here, U woord sê, dat U Vader naby die is wat gebroken is van gees. U woord sê ook vir ons, U sal die skuldiges laat vrykom deur die reinheid van ons hande. Ons Here wat U wil doen, wat goed en reg is in die oë en in gehoorsaamheid beweeg. Here, waar U dan met ons mense ook kom ontmoet, mense wat wie ons lief is, mense wat verlore is. Maar vandag, Vader, wil ek hê dat elkeen wat saam bid, Here, sal weet wie U is. Here, U is die groot ek is. En ek sê vir U dankie, Here. Dankie vir die geleentheid om saam met ander te mag bid en U naam groot te maak. Here, daar is so baie wat behoefte het. Here, ons lewe in 'n wêreld wat daar baie druk is van alle kante af. Baie van die goed, Here, is baie keer ons eie te doen. Ons eie besluite wat ons gemaak het wat nie in U wil was nie.
baie van hierdie goed is ander mense wat hulle aan ons gedoen het. Die vyand wat ander mense gebruik om ons aan te val en seer te maak. Hierdie mense wat deur die vyand gebruik word, Here, wat nie eers besef, Vader, dat hulle so gebruik word deur die vyand nie. So vir hulle wil ons ook vandag spesiaal intree. Dat jy met elke persoon, Vader, wat wie se missie dit is om ander seer te maak, ander skade aan te rig, te bespreek, Here te besteel, te belieg. Here, om stokkies voor planne in te steek. Here, om klein goed soos nie eers boodskappe te antwoord nie, want hulle het nie tyd vir mekaar nie. Dit lyk soms so klein, maar Vader, ons ervaar baie dikwels, Here, dat ons aan die ontvangkant is van mense wat seermaak. Maar hierdie mense, Here, het mense nodig om vir hulle te bid, vir hulle in te tree. Help ons, Here, om in gebrokenheid by U te kom sit. En hierdie mense, Here, ook by U voete te kom sit. Wees met hulle, Vader, verander hulle gedagtes, verander hulle harte. Ja, Here, ons weet dat elkeen moet self besluit. Of hy gaan luister na die stem van die Heilige Gees. Maar Vader, U het vir ons elkeen kom sterf. Maak hierdie mense bewus van U Heilige Gees. Maak hulle los, Here, asseblief, Vader, van hulle seer, hulle bitterheid, woede, onsekerheid. Here, dit is tog wat U doen en ons vra, Here, dat U dit sal doen, maar U doen dit. Werk in hulle harte, Here, soos U ook en soveel mense in U woord het U ons kom leer hoe U al in mense se harte kom werk het, hoe hulle harte verander het. Verander hierdie mense se harte, Vader. Dat hulle op 'n plek sal kom waar hulle kan weet wie U is. En dat hulle U sal kies, dat hulle daai besluit sal neem. Dis nie iets wat U kan doen nie. En elkeen moet besluit. Maar dankie, Here, dat U dit so bewerkstellig, dat elkeen van hierdie mense wat ons nie altyd sien as vriende nie, maar dat hierdie mense U sal leer ken. En Vader, dat daar siele tot inkeer sal kom, dat die vyand nie sal wen nie. Ons eer U daarvoor, Here. Dankie, Vader, dat ons mag bid vir ons vyande. En daar waar ons sukkel om nog te bid vir ons vyande, waar ons nie verstaan hoe ons vir hulle kan bid nie, help ons, Here, elkeen wat saam bid. Help ons, Here, om te onthou waaroor dit gaan. En dat ons op U sal fokus. Here, daar is ook mense vandag, Vader, wat Here, deur siekte toestande gaan. Here, as gevolg van baie redes. Mense wat dit net eenvoudig nie verwag het nie, mense wat onskuldig net siek geword het, mense wat as gevolg van hulle eie toedoen dalk siek geword het, hoe dit ook al sy. Here, ons kom lê elkeen voor U voete neer. Elkeen, Vader, wat enige siekte, Here, van verkoue tot kanker, tot stres, tot pyn, tot ongemak beleef. Vra ek, Here, dat U sal ingryp. Vader, dat U die vyand se hand sal wegvat, waar die vyand sy hand probeer slaan aan hierdie mense. En ons kom roep hulle terug tot genesing in die naam van Jesus. Here, U het vir so baie mense in die woord gesê, of gesond gemaak en vir hulle gesê, gaan en sondig nie meer nie, dat U met elkeen
wat in hulle liggame ervaar, siekte, ongemak of wat ook al. Vader, dat hulle sal besef dat hulle na U toe moet draai. Soveel van hierdie mense is lief vir U, Here. En ons almal moet groei. Help hulle, help ons, almal wat siek is, om U hand te sien. Kom wys ons net weer wie U is. Vat die vrees weg, Vader. Raak elkeen aan, dat mense sal sien wie U is. Hulle self, hulle geliefdes, en dat hulle sal getuig wie U is en wat U kom doen het, en dat hulle 'n lewe van gehoorsaamheid verder sal lewe, Here. Mense wat in omstandighede sit waar daar werkloosheid is, waar besighede sukkel om die lig te sien. Vader, dit is net U, Here, wat kan kom en kan losbreek, oopmaak, en mense op hulle regmatige plekke kan sit. Voorlopers in die besigheidswêreld, sodat daar, Here, ook gesien kan word wie U is en wat U doen. Here, waar daar vyandskap is, waar daar ongelukkigheid is, Here, in hierdie mense se lewens wat in omstandighede, werksomstandighede sit wat ongemaklik is, besigheidsomstandighede sit wat ongemaklik is, inkomste wat nie deurkom nie, goed wat nie die lig sien nie, wys vir elkeen van hierdie besigheidsmense, groot of klein, wat U wil is. Gaan voor hulle uit, Here, maak die pad gelyk en genees ook hierdie omstandighede en dat hulle U sal sien wat U wil doen. Waar daar twyfel is in besluite wat geneem moet word, die Here, dat U sal kom en heeltemal sal oorneem en net sal doen wat U wil doen. The Lord direct the good man's steps. Here, U wys ons wat om te doen. Want ons sal doen wat goed is solank as wat ons kan. En dat ons U sal verheerlik in elke stap wat ons vat. Of die wêreld dink dit is reg of nie. Dat ons in lyn sal wees met U. Dat ons met U tyd sal spandeer, sodat ons meer en meer sal hoor wat U wil is. Dankie vir die deurbrake. Dankie vir dit wat U kom doen. En dat elke besigheidseienaar sal besef, dit kom met 'n verantwoordelikheid. En dat U die eer moet kry. En dat hulle sal getuig. En dat hulle sal gebruik dit wat U op hulle pad gesit het tot U eer. En sal teruggee wat hulle moet teruggee. Vir diegene, Here, wat permanente huisvesting moet kry. Kom gryp in, Here. Gryp in, Vader, en Here, gee daar ook 'n dwelling place waar daar vrede kan wees. 'n plek, 'n basis, Here, waaruit daar gewerk kan word, soos dit U wil is. Maar dat elkeen, Vader, wat dit op die stadium nog nie het nie, dat U vir hulle sal wys hoe hulle dit moet gebruik wat daar reeds is. Vader, dat U sal voorsien daar waar, Here, daar finansiële probleme is, waar mense nie rentmeesterskap oor hulle finansies vat nie en baie dikwels ervaar dat hulle nie geld het, Here, en na U uitroep. Here, help elkeen wat in hierdie omstandighede is, sal besef wat om met hulle geld, hoe om met hulle geld te werk, en dat dit aan U behoort. En dat dit net 'n tool is. En dat ons dit sal gebruik tot U eer. En dat ons dit sal gebruik soos ons dit moet gebruik. Here, enige iemand wat sukkel met verslawing, of dit te veel op die foon, of sigarette, of drank, of wat ook al is.
wat ook al dit is, hoe klein dit ook al mag lyk. Here, wanneer hulle U aanroep, Vader, weet ek, Here, sal U met hulle ontmoet. Versterk hulle, tel hulle op, Here. Vir elkeen, Vader, wat praat uit hulself uit, met ander, wat nie in U wil is nie, sluit ook daardie monde. Vir elkeen, Here, wat hulself wil regverdig, maak hulle bewus van U wil. Here, ons kan aangaan en daar is so baie behoeftes en ek vra, Here, dat elkeen met sy spesifieke behoeftes, sy en haar spesifieke behoefte vandag, dat ons dit net kan kom neersit by U voete en sê dankie. Dankie, Here, dat U die Alfa en Omega, die begin en die einde is en dat U die laaste sê het. Ons los dit in U hande. Ons sê vir U dankie vir U deurbraak. Meer en meer van Jesus. Vader, en dat en daardie behoeftes, elkeen het sy eie en haar eie spesiale behoefte en seer, dat U sal kom en sal heel maak en nuut maak. Here, daar waar huwelike, Vader, op die rotse is, mense wat mekaar seermaak, Vader, dat U ook 'n stokkie daarvoor sal steek. Elke verkeerde besluit wat geneem is, dat U sal kom heel. Dat U sal kom nuut maak en vry maak. Gebroke families, dat U sal kom herstel. Maar dat daar bereidheid sal wees by elkeen, elke individu, Here, om na homself en haarself te kyk en te verander, soos wat U Heilige Gees hulle lei. Dat ons nie eers na die omstandighede sal kyk nie, maar eers na onsself. Nie sal luister wat mense vir en van ons sê nie, maar sal vergewe, sal lief hê, sal intree, omdat ons U eerste sit, en dat ons fokus net op U sal wees en op U alleen. Ons eer U, Here. Ons eer U, want U is die koning van die konings. Ons eer U, want U het ons lief met 'n ewige liefde. En ons is lief vir U, Here. Help ons om net liewer en liewer vir U te word en ons oog net op U en U alleen te hou. Vader, dat U seun gestuur het vir my, vir elkeen, Here, om net te kom wys hoe lief U ons het, om ons te kom loskoop. Here, ons behoort reeds aan U, maar tog het U ons weer duur gekoop. Jesus, dat U bereid was om dit te kom doen vir mense wat U nie eers wou dien nie, wat nie eers alles op die altaar sit nie. Heilige Gees, dat U ons nie los nie, al los ons U. Dankie vir U groot liefde oor ons, die enige God. Ons eer U daarvoor. Help ons, Here, om net U aangesig te soek. Maak ons bewus, hou ons slaap van ons weg, as dit moet. Hou ons bewus, Here, van U, dat ons U aangesig sal bly soek en sal ophou om te fokus op onsself en ons omstandighede, maar dat ons sal fokus op U en U alleen. En ons eer U daarvoor. Wees met ons kinders, Here. Wees met ons ouers. Help elke ouer om die voorbeeld te wees van hoe dit lyk om Jesus te dien en lief te hê met jou hele hart. Elke kind, Vader, wat deur omstandighede gaan, wat nie verstaan nie, wat nog moet leer, voordat hulle so intens bewus sal wees van U Heilige Gees, dat Vader, dat hulle sal weet,
Met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur en dat daar 'n liefde sal wees vir Jesus. Met alles wat in hulle is. Hulle sal kies om eerder uit te wees as om deel te wees. Hulle sal kies om te doen wat U wil is. En ons eer U vir elke ouma en oupa, Here, wat nog 'n rol speel in hulle kleinkinders se lewens, dat daar saam gebid sal word. Dat daar saam, Here, oor die woord gepraat sal word. Vader, dat elke ouma en oupa die tyd sal uitkoop om te belê wat U wil belê. Dat die nagedagtenis oor U sal gaan en U alleen. Elke mamma en pappa wat nie altyd weet hoe nie. Gee vir elke mamma en pappa wat alleen voel, onseker is. Iemand, Vader, wat hulle kan help. Kan mooi help en geduldig met hulle wees. Daar's so baie mamma en pappas wat nie weet hoe om met hulle kindertjies te werk nie. Die begeerte is daar, Here, maar die kennis is nie daar nie. Vader, dat elke mamma en pappa U sal leer ken. En Here, met U bemoeienis maak dat U hulle lewens sal verander. En dat U mense daar sal plaas wat sal saam bid, sal lief wees en ondersteun, nie oordeel nie. Vir elke tannie en elke oom, elke niggie en elke neefie, elke vriend en elke vriendin, van elkeen wat hier saam bid. Kom, Here, en kom verander harte. Kom maak nuut. Ons dra hulle aan U op en ons roep oor hulle lewe, oorwinning uit in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Ons eer U, Here. Help ons, Here, om te vergewe, lief te wees, nie te fokus op klomp maniere hoe om beter te word, maar ons net sal fokus op U en sal toelaat dat U Gees ons verander, ons fokus op U alleen sal hou en dat ons op die waarheid sal staan. Want is die waarheid wat ons vrymaak en ons eer U daarvoor. Vir elke kamp wat gehou gaan word waar mense na toe gaan, Here, om ontmoetings met U te hê, dat hulle ook daar sal weggaan en sal weet, ontmoetings is ook in ons binnekamer, juis daar, waar net ek en U is. Dat dit wat ons sal leer, dit wat daar geleer word, dat dit sal gevat, vasgemaak sal word en uitgeleef sal word. En dat ons sal bereid wees om die ou dinge te laat staan en te begin fokus om te doen wat U wil is. Help us to go back to the basics by just loving God with all our hearts, with all our minds, with all our soul. Dankie, Here. Ons eer U daarvoor dat U ons liefhet en dat U ons leer om te bid. Al die lof en die eer kom U toe in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. When all I would do is forever worship You.